Hallo almal, baie welkom by die 7de sessie in ons klein groepreeks Ek is, uit die Evangelie van Johannes. Ons het die afgelope 6 weke gekyk na die uitsprake waar Jesus sê, Ek is die Seun van God. Ek is die ware wynstok, so het hy met ons gepraat. En in elkeen van hierdie het ons geleer, wie is Jesus? Wat was sy missie op aarde? Want dit is elke keer in sy ek is opgesluit. En wat beteken dit vandag vir ons? Vandag wil ons met jou praat oor die woorde wat Jesus gespreek het, toe hy gesê het, ek is die opstanding en die lewe. 'n Begrafplaas is nie 'n plek waar jy gaan lag en gesels nie. Dis 'n plek waar mense treur, 'n laaste huldeblyk bring. Baie keer is dit 'n blommetjie op 'n graf gooi. Dis hartseer, dis afskeid. Nou lees ek van 'n besondere gebeurtenis by 'n begrafplaas. Dit was die eerste dag van die week nadat Jesus gekruisig is. Toe kom Maria Magdalena en die ander Maria daaraan, want hulle kon nie werklik afskeid neem die Vrydag toe Jesus gekruisig is nie. Daar was nie tyd nie. En hulle kon nie 'n laaste groet bring nie. En hulle wou so graag nog daar by sy graf 'n laaste afskeid gehad het. Nou lees ons dat hulle 'n ontmoeting met 'n engel gehad het. Ons lees dit in Matteus 28 vers 5 en 6. Maar die engel antwoord en sê vir die vroue, moenie vrees nie, want ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy het opgestaan soos hy gesê het. Kom kyk na die plek waar die Here gelê het. Die opstanding van Jesus uit die dood het die hele Ou Testament wêreld verander. Die tyd waarin hy in Galilea, Judea en Samaria gewandel het op aarde, hy het alles verander en hy het ook my en jou lewe kom verander. Want sy opstanding uit die dood uit het baie dinge vir ons beteken. Want hy sê, dis wie hy is, ek is die opstanding in die lewe, en dan verduidelik hy vir ons, wat is sy missie daarmee, sodat ek en jy al sterf ons, sal ons aanhou leef, en praat hy van geestelik ewige lewe. Maar dit beteken iets vir my en vir jou vandag. Die eerste belangrike ding, die opstanding van Jesus beteken lewe. In 1 Korinte 15 skryf die apostel Paulus iets besonders. As daar geen opstanding van die dode is nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking vergeefs en vergeefs ook julle geloof. Wat sê Paulus vir ons? Hy sê as Jesus nie uit die dood het opgestaan het nie, dan is alles wat ons as gelowiges doen nutteloos, want dan dien ons 'n God wat dood is. Is geen sin daarin om hom te aanbid, maar hy is dood nie. Maar nou kom hy en hy sê nee, hy is opgewek en hy lewe. En hy kon dit sê, want hy het 'n ontmoeting gehad met Jesus wat opgestaan het uit die dood. Elke gelowige wat sy lewe aan Christus oorgee, elke mens, daai dag, wanneer jy tot wedergeboorte kom, wanneer jy jou bekeer tot die Here, daai dag weet jy dat Jesus Christus leef. Maar wanneer Jesus praat oor lewe en dood, dan verskil dit van hoe mense dit sien. Hy kry die boodskap dat sy goeie vriend Lazarus dood is. En dan sê hy vir sy disippels, kom ons gaan daar na Judea toe. En dan probeer hulle hom stop en sê hulle vir hom, Here, maar u weet daar in Judea wil hulle u doodmaak. Ons kan nie soontoe gaan nie. En dan redeneer hulle met hom en uiteindelik kom Thomas met die oplossing. Hy sê, kom ons gaan saam met hom, dan sterf ons saam met hom. Jy sien, Thomas het gedink aan dood as finaal alles verby. Maar Jesus het so anders
oor die dood gedink. Kom ons kyk na sy gesprek met Martha. Wat sê hy? In sy ontmoeting met Martha sê hy, jou broer sal opstaan. Martha antwoord hom, ek weet, hy sal opstaan in die opstanding in die laaste dag. Jesus sê vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. En elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Glo jy dit? Martha het dit nie geglo nie. Maar al wat sy weet is, haar broer is nou dood. Jesus is te laat, hy was siek, sy het Jesus laat roep, hy was te laat, haar broer is dood. Maar Jesus praat nie van fisiese liggaam nie, en fisiese dood nie. Hy praat van die mens se geestelike lewe. Hy sê die geesmens, hierdie ene wat vermeng is met die Heilige Gees by wedergeboorte, waar God se Gees in jou hart kom woon, en jou gees en Christus se Gees, die Heilige Gees is vermeng met mekaar. Hierdie geesmens kan nooit sterwe nie. Of jy gelowig is, en of jy ongelowig is. Die gelowiges gaan volgens Jesus na die plek waar hy is. Hy sê dit vir sy disippels in die evangelie van Johannes, die 14de hoofstuk. Hy sê, ek gaan om vir julle plek te berei, en as ek vir julle plek berei, dan kom ek julle haal, dan gaan julle weet waar ek is. Die ongelowige gaan egter na 'n plek waar Christus nie is nie. Baie mense redeneer en sê, maar daar is nie lewe na die dood nie. Trouwens, die Bybel leer ons, dat daar 'n oordeelsdag gaan wees, waar almal voor die troon van die Here gaan verskyn. Jy ken die verhaal in die Bybel waar Jesus gesê het, hy gaan 'n skeiding maak, aan sy een kant gaan hy die skape sit, en aan die ander kant gaan hy die bokke sit, en dan gaan hy hulle oordeel, en uiteindelik gaan die gelowiges saam met hom vir ewig lewe, maar die bokke of die ongelowiges, wat Jesus nooit aangeneem het, as hulle verlosser op aarde nie, hulle gaan weg vir die ewige straf. In sy ontmoeting met Martha, kom ons agter, Martha leef in die verlede. Kyk wat sê sy vir Jesus. Martha sê vir Jesus, Here, as U hier gewees het, sou my broer nie gesterf het nie. Baie mense sukkel om vandag te leef, want hulle leef en hulle roem oor die suksesse van gister. Ander mense huil oor die mislukkings van gister. Baie mense leef as 'n gevangene van dit wat hulle gister beleef het. Dalk was dit jou opvoeding, waar jy groot geword het, jou agtergrond. Baie mense bly 'n gevangene. Maar omdat Jesus met sy opstanding lewe bring, beteken dit, ek en jy hoef nie 'n gevangene van ons verlede te wees nie. Ons hoef nie vas te steek by die mislukkings of die roem van gister nie. Jesus is lewe, hy is vandag die een wat sê, ek is die opstanding en die lewe. In Jesus se ontmoeting met Martha kom hy agter, Martha leef nie net in die verlede nie, sy leef ook in die toekoms. Kom ons kyk na die gesprek tussen Martha en Jesus. Jesus sê vir haar, jou broer sal opstaan. Martha antwoord hom, ek weet dat hy sal opstaan in die opstanding in die laaste dag. Baie keer bevind ek myself, en dalk jy ook, dat ons nie net in die verlede leef nie, ons leef ook in die toekoms. Ek dink aan my eie persoonlike lewe. Ek was 'n jong seun in graad 11, daar in Bethlehem, by die moedergemeente in Pinkstertyd, preek 'n dominee, en hy maak 'n uitnodiging, en die Gees van God oortuig my, ek is 'n sondaar, ek moet my lewe aan Christus oorgee. En die dominee vra, almal wat hulle lewe vir die Here gee, moet hulle hande opsteek, en toe ek my hand wil opsteek, toe stamp my vriend by, wat langs my sit, en hy sê vir my, ag kyk hier ou klomp sissies, hulle steek hulle hande op. En ek laat my hand sak, en daai dag gee ek nie my lewe vir die Here nie. En ek besluit daar, ek is bitter spyt dat ek nie my lewe aan Christus oorgegee het nie. As ek universiteit toe gaan ek my lewe vir die Here gee.
Kom die universiteit toe, gee ek nie my lewe vir die Here nie. En ek is onseker of dit in die begin van my 3de of 4de jaar op universiteit is, sit ons by ons eerste kerkdiens, en die dominee wat daar preek, en ek onthou nog sy van baie goed, hy was 'n dinamiese prediker, en hy preek oor, jy's verlore as jy nie Christus aangeneem het nie, en ek het hierdie begeerte, vandag gaan ek my lewe vir die Here gee, en hy maak nie 'n uitnodiging nie, en ek weet nie hoe my lewe vir die Here te gee nie, en daai aand in my kamer, is ek teleurgesteld, en ek sê vir myself, miskien moet ek net die universiteit klaarmaak, as ek werk, gaan ek my lewe vir die Here gee. Toe ek werk, is daar meer geld, en daar's meer sosiale geleenthede, en ek gee nie my lewe vir die Here nie. Maar in die 4de jaar wat ek werk, het ek 'n ontmoeting by die Here, deur sy genade, op 'n Sondagmiddag, waar God met my praat, en daai aand gee ek my lewe vir die Here. Baie mense is so, hulle dink, eendag, in my geval was dit genade, ek kon gesterf het sonder God, van uitstel. Maar baie keer leef ons, en ons weet nie eintlik hoe die môres gaan lyk nie, want ons weet nie, en dan hoop ons maar, ons hoop, een van die beloftes van die Here, gaan iewers eendag my deel word, en eendag as ek sterf, gaan die Here my genadig wees, dis so ver, dis 'n uitstel. Martha sê, ja ek weet, my broer gaan opstaan, eendag, daar aan die einde, maar dan kom ons en ons leer ons by Jesus, en sy antwoord aan Martha, dat God wil hê, ons moet nou lewe, want die opstanding beteken lewe, ons moet nou lewe. Kyk wat sê hy, elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. In Openbaring lees ek wat Jesus Christus sê, kom ek lees dit vir jou. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, sê die Here, wat is, en wat was, en wat kom, die Almagtige. Hy sê, ek is. Christus is die groot ek is. Hy is die seun van die mens. Hy is die seun van God. Hy is die brood van die lewe. Vandag is hy die brood van die lewe. Hy is vandag die goeie herder. Hy gaan môre jou herder wees. Hy was in die verlede jou herder. Maar eintlik wil hy sê, ek is vandag jou goeie herder. Ek is vandag jou meester en jou Here. Ek is vandag die ware wingerdstok wat vir jou lewe gee, sodat jy waarlik kan vrug dra. En dan sê hy, ek is die opstanding in die lewe. Hy is dit vandag, sodat ons vandag hierdie kosbare belewenis hê, in hierdie oomblikke waar ons leef, met die verreëse Jesus, wat opgewek is en opgestaan het uit die dood. Eerste ding wat sy opstanding bring, is lewe. Die tweede een wat sy opstanding bring, is blydskap. Vul dit daar in jou boekie in. Blydskap, kom ek lees vir jou. En dit was al laat in die aand op die eerste dag van die week. Die deure waar die disippels vergader het, was gesluit uit vrees vir die Jode. Jesus het toe gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. En nadat hy dit gesê het, wys hy hulle sy hande en sy sy. Die disippels was verheug toe hulle die Here sien. U moet onthou, dat hulle leef 3,5 jaar saam met Jesus. En toe word hy gekruisig. Almal van hulle was nie daar by sy kruis nie, en daar waar hy gesterf het nie. Die getuienis is onomwonde, Jesus is dood. Hierdie mense, wat 3,5 jaar so naby hom geleef het die sin van 3,5 jaar, waar hulle by hom was, en wat hulle geleer het, verloor. Hulle het hulle blydskap verloor. Hulle het hulle vrede verloor. Want hulle leef nou in vrees. Dit is, en as ek die woord mag gebruik, Jerusalem is in rep en roer, almal praat oor wat het gebeur met hierdie man. Baie het gesê hy is die Christus, ander het gesê hy is van die duiwel besete. En nou het Pilatus hom laat kruisig, en die Jode wou hom gehad het, die hoofpriesters en die skrifgeleerdes, hulle was kwaad vir hom. En almal praat, en dan verskyn Jesus aan hulle. En om alle twyfel uit die weg te ruim, sê, kyk na my hande. Hier is die spykers deur my hand. En hy wys hulle sy sy. Hy sê, dis hier waar hulle die spies ingedruk het. En hierdie mense se hopeloosheid, se vrees, se verlatenheid, se verslaanheid verander in 'n goddelike blydskap. Voor my bekering
was Jesus ook maar net 'n Jesus wat in die Bybel van gepraat is, wat ek van gelees het, wat by ander gehoor het. Maar daardie Sondag aand 27 Julie 1980, toe ek my sondes voor hom bely en hom aanneem as my verlosser, toe kom daar 'n blydskap dat hierdie Jesus wat ek gedink het is dood en ver weg, is naby my en ek beleef sy blydskap. Dis wat sy opstanding bring vir die wêreld. Hy bring lewe. Hy sê vir Martha, lewe nou. Al sterf jou broer, hy gaan lewe. Hy praat van sy geesmens. Hy praat ook van jou emosies, die blydskap wat jy gaan beleef. Maar in die derde plek lees ek, en daar mag baie ander redes ook wees, dat die opstanding van Jesus bring hoop. Ons lees die verhaal van twee persone wat na Jesus se kruisdood en opstanding op daai eerste dag van die week gestap het na die dorpie met die naam van Emmaus. En terwyl hulle stap, en terwyl hulle hartseer is, en terwyl hulle eintlik sonder hoop is, stap daar 'n vreemdeling saam met hulle. Wat Jesus is, weet ons vandag. En hy vra, hoekom huil julle? Hoekom is julle so bedroef? Hoekom is julle so moedeloos? En dan vra hulle vir hom of hy die enigste vreemdeling in Jerusalem is. En dan sê hulle hierdie woorde vir Jesus in vers 21. En ons het gehoop dat dit hy was wat Israel sou verlos. Maar nou is dit vandag, met dit alles, die derde dag vandat dit plaasgevind het. Hulle praat nogal met Jesus oor Jesus wat gekruisig is. En dan verwyd hy hulle, dat hulle ongelowig is. En hy begin in die Ou Testament, die boeke van Moses en reg deur die psalms en waar daar ook al oor hom geskryf is, verduidelik dat dit hy is wat moes sterf aan die kruis van Golgotha. En dat hy weer op die derde dag sou opstaan, dis baie duidelik uit die skrif uit. Maar hulle het nie verstaan nie. En dan kom hulle uiteindelik laat aand by hulle huis aan, en Jesus maak of hy wou verbygaan. En hulle nooi hom in. Hulle sê, kom in. En toe hulle aan tafel was, toe vat Jesus die brood, en hy breek dit. En toe hy die brood breek, toe gaan hulle oë oop, toe besef hulle dis Jesus, toe verdwyn hy uit hulle gesigsveld uit. Toe sê hulle vir mekaar, was ons harte nie brandend op die pad, toe hy met ons die woord gedeel het nie. Net so vandag, wanneer ek en jy die woord lees oor wie Jesus is, wat hy kom doen het en wat dit vir ons beteken, dan brand ons harte van opgewondenheid en blyheid. En hulle staan op, hulle stap terug Jerusalem toe om te gaan vertel dat Jesus waarlik opgestaan het. Hulle het hom gesien, hulle het hom beleef. Toe is hulle hoop herstel. In die vierde plek, die opstanding van Jesus bring herstel in mense se lewens. Dit het al daar by Lazarus begin. Lazarus is dood. Sy suster sê, toe Jesus sê, kom ons rol die steen weg. Toe sê hulle, Here, hy ruik al. Maar toe Lazarus uitkom, toe sê Jesus twee goed. Hy sê, maak die doeke los. Daar moet geen teken van die graf aan hom wees nie. Maak dit los. Dan sê hy, laat hom weggaan. Laat hom weggaan van die dood af. Toe Jesus opstaan uit die dood uit, is die doeke in die graf agtergebly. Hy het geleef, al wat hy saamgedra het, is die merke aan sy hande, sy voete, en waar hy die spies in sy sy gesteek het. Geen grafdoeke nie. So hy herstel Lazarus na volmaaktheid. Hy laat hom wegstap, goddelik gesond, sonder 'n enige teken van dood en graf by hom. Net so ook in my en jou lewe. Wanneer ons 'n ontmoeting met Jesus Christus het, die een wat opgestaan het uit die dood, dan vat hy al die tekens van dood by ons weg. En ons lewe, en ons het blydskap, en ons hoop, en ons is herstel. My sondige lewe het die reuk van dood in my lewe ingedra. Maar toe Jesus my skoon was in sy bloed, hierdie ene wat opgestaan het uit die dood, was daar geen teken meer van die ou verrotte sondaars lewe nie. Ek word toe ingesit in hierdie nuwe mold, hierdie nuwe gietvorm, waar ek nou die beeld en die gelykenis van Jesus dra. Jy ook. Ek lees in 1 Korinte 15,
waar Paulus skryf oor die opstanding van Jesus uit die dood uit. En dan noem hy dat Jesus het aan 3 persone spesifiek verskyn nadat hy opgestaan het uit die dood uit. Wat was die herstel wat Jesus in hulle lewe gebring het met sy opstanding? Petrus het Jesus verloor. Kan jy net dink hoe hartseer was hy? Waar hy Jesus verraai het daar in die tuin van die hoofpriester en gesê ek ken hom nie, in die haankraai, en hy het hierdie smart en toe het hy gehoop hy kan dit dalk regmaak, maar toe sy te laat, toe kruisig hulle Jesus, nou is Jesus dood. En dan staan Jesus op by die dood en hy verskyn aan hom. En hy besef maar hy gaan weer 'n kans kry en uiteindelik in sy ontmoeting met Jesus kon hy sy liefde aan Jesus verklaar, waar Jesus vir hom vra, Petrus, het jy my lief? 3 keer, ons ken die verhaal in die evangelie van Johannes, waar hy sy liefde aan Jesus weer kon verklaar. En die Here herstel hom, en hy word hierdie dinamiese man van God, hierdie apostel wat preek en mense bedien, en hy kry 'n herstelkans. Dis wat die opstanding van Jesus uit die dood uit vir my en vir jou ook beteken. Ek en jy kan van voor af 'n nuwe bladsy hê en ons begin heel voor. Elke dag kan ons van voor af begin, kniel by die seun van God en hom bely as ons verreëse Here en Koning. Jakobus, die broer van Jesus, lees ek hier in die evangelie van Johannes, dis die loofhuttefees, en die broer, onder andere Jakobus, kom en hy sê by Jesus, gaan bietjie op na feest toe, maar hoekom wil jy nou nie geheim gaan, maar jy wil graag in almal se mond wees? Die skrif sê, want sy familie het nie in hom geglo nie. Toe Jesus opstaan en hy verskyn aan sy broer, toe gee hom herstel, toe kry vergifnis vir sy ongeloof, dat hy nie in Christus geglo het nie, en hy word die hoof van die kerk in Jerusalem. Jerusalem van alle plekke waar niemand graag die hoof van die kerk sou wou wees nie, want almal is bang om daar te leef, want daar word 'n mens gekruisig, maar hy is so dinamies en kragtig, en hy skryf dan ook vir ons 'n boek, wat ons lees, die brief van Jakobus, herstel. Het jy herstel nodig in jou lewe? Kom by Jesus uit. Hy is die een wat herstel. En dan natuurlik Paulus. Hy vervolg die kerk. En op pad na Damaskus, Handelinge 9 lees ons van die lig en die stem wat uit die hemel uitkom. En die Here sê vir hom, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? En daar beleef Paulus dat Jesus opgestaan het uit die dood en dat hy waaragtig die Messias, die Christus is. Wanneer jy ontmoeting het met Jesus, die Seun van God, twyfel jy nie oor sy bestaan nie. Jy wonder nie of hy daar is nie. Jy weet dit, want jy het hom beleef. En jy kan dit elke dag van jou lewe beleef, as jy jou lewe aan hom oorgee. Wat het hy ons kom leer? Wie is hy? Hy sê, ek is die opstanding en die lewe. Wat was sy missie? Dat almal wat sterwe, sal aanhou lewe. Dan praat hy van ons geesmens. Wat kan ek en jy, wat is die voordeel? Wat maak dit vir ons so sinvol, dat Jesus die opstanding en die lewe is? Ons kan waarlik lewe. Ons kan volkome blydskap hê. Ons kan met hoop lewe. Ons kan elke dag beleef hoe hy ons herstel. Mag jy die vrede van God in oorvloed beleef. Kom ons bid saam. Kosbare Here, baie dankie vir hierdie reeks, wat ons in ons klein groep kan bespreek, waar ons kan leer wie hy is, wat het hy kom doen, en wat beteken dit vir ons. En omdat hy opgestaan het uit die dood, en opgevaar het, en ons saamgevat het, hy sit in die hemelse plekke, het ons vandag as gevolg van die feit dat hy opgewek is uit die dood, ook die vermoë om saam met u in hemelse plekke te sit, waar ons met vrymoedigheid na die troon van genade kom, waar ons u onbeskryflike liefde elke dag beleef, waar ons die deernis en die omgee, die teerheid wat u vir 'n mens het, kan ervaar en beleef. My gebed is dat gebroke mense herstel sal word, dat mense wat sonder blydskap is weer blydskap sal beleef, wat mense wat sonder hoop is weer hoop sal beleef, en wat mense sê die lewe is nie sinvol nie, weer sal lewe met die blydskap dat u het opgestaan uit die dood en u gee vir ons om. Here, baie dankie dat ons u genade onbeskryflik elke dag kan ervaar en beleef. Amen. Ek nooi jou nou
om in jou klein groep die besprekingsvrae te doen, saam met jou klein groep te bid, vir hulle te bid, en nog hierdie week getrou jou dagstukke te doen. Baie dankie dat jy hierdie reis van ek is uit die Evangelie van Johannes saam met ons deurgegaan het. Vrede vir jou.